Spreuke 30 vers 33. As jy melk karring, kom daar botter. As jy iemand op die neus slaan, kom daar bloed uit. As jy mense kwaad maak, kom daar rusie. Wat het jy gedink, gaan jy kry? Wanneer die Here vir ons vertel van die wet van oorsaak en gevolg, of soos die Bybel dit noem, wat jy saai sal jy maai, dan vertel dit nie van God wat ons straf vir ons verkeerde dade nie. Dit vertel dit kan wees dat 'n glas val, maar jy druk jou hand uit en dan vang jy hom. Dit beteken nie dat die wet van gravitasie nou nie meer geld vir die glas nie, dit geld nog steeds, maar dit is vir 'n oomblik in tyd is dit geonderbreek deur jou hand wat uitbeweeg het en die glas gevang het. So werk die wet van oorsaak en gevolg ook, dat dit kan wees dat dit vir 'n oomblik geonderbreek word deur iemand anders wat die gevolge vir jou dra. Kom dan neem ons 'n voorbeeld. Ek maak skuld wat ek nie kan betaal nie en dan kom my pa en hy betaal dit vir my. Aanvanklik is dit dalk nie te klein, dis net R100, maar omdat hy die gevolge dra, doen ek dit weer en weer en weer, want ek dra nooit die gevolge nie. En so raak my pa uiteindelik 'n co-afhanklike en deel van die probleem, want omrede hy die gevolge dra van die negatiewe gedrag wat ek openbaar. Dit het 'n noodwendigheid dat die verhouding onder druk gaan kom. En dan help dit nie altyd dat met die druk wat daar op die verhouding is, nou 'n persoon gekonfronteer word met jou negatiewe gedrag nie, want die reël sê dat negatiewe gedrag nie verander tensy daardie persoon self die gevolge van hulle gedrag dra nie. So dit help nie net om 'n persoon te konfronteer nie. Jy moet 'n persoon ook laat om self die gevolge van daardie optrede te kan dra. Die wet van oorsaak en gevolg kan jou help om jou gedrag te fokus. Dit is so, nie een van ons het 100% visie in die toekoms nie, en partykeer gee die lewe vir ons iets anders as wat ons sit en dink. Maar oorwegend, wanneer daar positief opgetree word, gaan daar positiewe gevolge veral in die langtermyn wees. En 'n manier om jou gedrag te fokus is om so 'n bietjie te kyk na wat terugwerkend kan werk.
Kom ek gee ek 'n voorbeeld. Vat jou lewenssituasie soos wat dit nou is en sê vir jouself, wat kan jy doen om jou situasie erger te maak? Dit klink vreemd, maar die oomblik wat jy die lysie gemaak het van wat jy kan doen om jou situasie erger te maak, gee jy erkenning daarvan dat jy daadwerklike invloed op jou situasie het. En daardie invloed kan positief of negatief werk. So jy hoef nie daardie invloed op jou situasie negatief te gebruik nie. As A dan maak dat dit jou situasie gaan erger maak, waarom doen jy nie B nie? Hier is 'n ander voorbeeld. Wat wil jy hê moet jou vyande graag doen? Sit bietjie en dink aan die teestanders wat jy in 'n spesifieke situasie het en wat hulle wil hê jy moet doen. En dan besluit jy doodgewoon om die teenoorgestelde te doen. As jou teestanders wil hê jy moet opgee, dan staan jy op. As jou teestanders wil hê jy moet A, dan gaan jy B of C of D. Hoekom? Want so word die wet van oorsaak en gevolg 'n manier hoe jy jou gedrag kan fokus om beter uitkomste te hê. Jy kan byvoorbeeld sit en dink aan die saadjies wat jy plant. Een van die probleme met die moderne lewe is dat ons alles onmiddellik wil hê. Ons wil onmiddellike gevolge hê. Partykeer tussen die saadjie plant en die oes is daar 'n lang tyd wat verloop. Dit beteken egter nie dat jy om hierdie rede nie saadjies moet plant nie. Sit en dink, watse saadjies plant jy waar? Tussen watse mense? En wat is die oes wat jy wil hê dit moet voortbring? En ewe skielik sal die manier hoe jy praat en die manier hoe jy optree gerig wees op sekere uitkomste wat jy graag in die toekoms wil hê. Daarom sal jy 'n keuse uitoefen tussen wat ek sê en wat ek nie sê nie. Wat ek kan en wat ek besluit ek eerder nie gaan doen nie. Hoekom? Want ek gaan nie alles sê wat ek kan sê of wil sê nie. Ek gaan nie alles doen wat ek kan doen of wil doen nie, want ek gaan my gedagtes en my woorde en my optrede fokus op 'n spesifieke uitkoms wat ek in die toekoms wil hê. Wat jy saai, sal jy maai. Die wet van oorsaak en gevolg kom 'n mens nie van weg nie. Wat het jy gedink toe jy dit gesê of dit gedoen het? Amen.